Was aan lees Hebreërs 4 vers 16, my tema vanmôre, die troon van genade, die troon van genade. Ons lees daar Hebreërs 4:16. Laat ons dan met alle vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te kan word. So ek wil oor die eerste deel praat, oor die troon van genade vir my en jou. Sodat ek en jy kan besef dat die troon van genade is daar, sodat ek en jy dit verstaan. Dis 'n troon waar daar guns vir jou is. Dat daar ontferming vir jou is. Dat die troon daar is sodat jy iets kan ontvang wat jy nie verdien het nie, né? So wanneer ek rondom my sonde praat, dan besef ek dis die troon van genade wat daar is, wat vir my gegee het. Ek het nie vergifnis verdien nie, maar vergifnis was aan my gegee. Deur wat? Die troon van genade. Wanneer ons na die nagmaaltafel kyk, dan besef ons dat hierdie is 'n simbool van wat? God se genade vir my en vir jou. Dit is by die troon van genade dat 'n mens werklik besef die feiheid van jou sonde, né? En werklik besef ook dat wat dit gekos het om my en jou te vergewe. Dis by die troon van genade wat ek weer besef dat die waarde dat God 'n gebed antwoord. En ek wil vir jou sê, as jy daai drukgange van dat jy voel die Here hoor jou nie goed, jy kom dan met 99, nee, jy weet jy kom met, en jy voel die Here hoor jou nie, jy voel daar's angstigheid by jou. Net weer te besef die voorreg wat jy het dat die Here jou antwoord, is dit nie? Want hy woord sê hy is die Here wat gebede beantwoord. Dis daai ding wanneer jy partykeer maak jy droog, partykeer kom omstandighede en dit vang jou omkant en jy het 'n helper nodig en dan jy baie keer vergeet ons hoe ek in die nagte wakker gelê het, die angs wat my oorweldig het, om te weet as die Here my nie help nie, is daar vir my groter skade as wat ek bereken het of wat ek gesien het hierdie ding gaan vir my doen. Nou besef vir mens die wonder van die troon van genade. Elke ding rondom Jesus Christus gaan oor genade. En ek en jy, omdat ek in Christus is, het ek ook wat ontvang? Genade. So wat is genade? Genade is die onverdiende guns van die Here, the unmerited favor of God. In Afrikaans sê dit beteken eintlik jy iets goeds ontvang wat jy nie eintlik verdien het nie. En ek vergeet soms wat die genade in my lewe kan doen vir iemand anders. Want baie keer as jy hard is, né? Jy het 'n attitude, nou kom ek en ek is stukke met jou attitude, kom nie met genade nie, né? Wat gebeur het by my? Ek soek heeltyd net, as jy in 'n krisis is, of jy soek 'n antwoord, of jy vra dat God moet optree, waarna soek ek? Ek soek die persoon wat die genade van God vir my kan gee. Ek onthou daar's kere wat 'n ou stikkend is, né? En jy soek, daar's nou baie mense, maar nie almal kom met genade nie. Toe net die Here begin dien het en dan kom kerk toe, jy kom in en jy word vry van jou sonde, jy gaan uit en doen sonde, jy kom beter. Wat soek jy? Jy kom by die ou uit, al kom jy 100 keer na hom toe. Wat bewys hy jou elke keer? Dat daar vir jou genade is tot vergifnis, is dit nie? Want jy's in hierdie stryd, jy's met die Here die saaier uit, né? Jou grond is besig om te verander en jy's besig om waartoe te skuif, na die goeie grond toe, is dit nie, om te verander, sodat die saad wat dan kom in jou kan lewe en 'n verandering kan bring. Maar as iemand vir jou sê, nee, asseblief my, jy kan nie elke week uitkom en die Here wil aanneem nie. Wat gebeur hier binne? Hartseer, gebrokenheid. Want daar ou doen nie wat nie. Hy gee nie vir jou die genade waarna jy vra nie. Vergewe my. Is dit nie? En jy so, ek wil net vir jou gaan soek daai ou. Jy soek daai ou, uit al daai mense, soek jy daai ou, wat vir jou kan gee?
genade. En dit is vir ons so baie keer die grootste dryf, dit is so, die grootste dryf is, wat is die kleed wat jy dra? Die mantel. So baie is nou prophets en evangeliste en die dubbelsalwing en daai mantel maak, sê my jy's 'n teacher of the word, of jy's 'n pastoor of 'n evangelist, dan kom jy eintlik en jy begin in 'n lyn bly, nee. As jy worshipper is, dan dink jy, dis al wat jy moet doen. As jy evangelist is al wat jy moet doen. Maar jy vergeet, jou hoofwerking met genade is eintlik om tyd te spandeer met die Here. Ja. Want onthou, sê nou maar ek is 'n teacher, nou kom ek in die kerk in, want ek het mos nou daai mantel oor my so, nou dink ek die worshippers, hulle sal worship, ek hoef nie te worship, want ek is evangelist. Dit is nie so. Ek bly, en ek moet my daartoe kry, om in die troonkamer van God te gaan. Anders dan verloor ek die mees belangrikste ding, en dit is wat? Genade. So dan kan ek eintlik kom en ek sny my af, want dan beteken dit, as ek 'n evangelis is, gee ek nie om, as jy die Here ken, worry ek nie oor jou nie, want ek soek eintlik 'n sondaar, is dit nie? As jy 'n profeet is, dan dink jy, nou wag ek vir die Here om vir my woord, jy nie in daai groep val, en die Here gee vir my die woord nie, jy dra nie daai mantel vir jou van genade nie. Maar wat soek ons elkeen eintlik maar? As ek hoor jy's 'n kind van die Here, wat is die eerste ding wat ek dink? Hier is 'n mens, hier is iemand wat God gebruik, en wat het ons op sy lewe? Genade. Hy sal wat sal hy vir my bewys? Die genade van die Here. Baie ek kan nie vanmôre gesê oor, jy kom in en jy gaan uit. Met ander woorde, wanneer ek inkom, moet ek die Here begin, en daarom moet ek weer in jou begin werken van die Here. Dit is belangrik dat jy die Here Jesus aanbid. Hoekom? Want dit vat my waartoe in die teenwoordigheid van God. En hoe minder tyd ek in die teenwoordigheid van God spandeer, hoe minder genade het ek eintlik. Wil dit weer sê, hoe minder tyd ek met God spandeer, minder genade het ek. Want wanneer ek in sy teenwoordigheid gaan, dan besef ek hoe 'n sondaar voel. Want wat wys hy? Hy wys vir my sy bloed. Dan vergeet ek eintlik, want ek nie genoeg tyd spandeer in sy teenwoordigheid, vergeet ek die prys wat hy vir my betaal het. Ek vergeet wat dit is as 'n sondaar nie die Here Jesus ken, om heeltyd in konstante vrees te leef, dat jy gaan doodgaan, en jy gaan hel toe, en jy besef daar's 'n God, wat jy voor antwoorde moet gee. Almal kan baie stories, maar hier binne in jou weet jy dat jy weet, as jy nie reg kom met die Here nie, gaan jy dit nie maak nie. Maar nou kom ek, nou gee ek nie, dan vergeet ek wat dit is. Die prys van die bloed. Ek vergeet wat dit was vir my. Want ek dra nie daai kleed nie. Ek het gedink, onthou net, hoe langer jy die Here dien, of jy werk maar daaraan om die Here te dien, dan vergeet jy hoe groot jou sonde eintlik was. En jy maak dit klein. O, dan wat doen ons? Daai ou se sonde, is dit nie? We begin kyk na ander se sonde. Daai ou, en jy onthou net, dat die skade, as jy nie by die troon rondhang nie, vergewe jy ook nie so maklik nie. O nee, ek gaan hulle nie vergewe nie. Hulle het my skade gedoen. Weet jy wat dit kos dat die bloed moet vloei? Weet jy wat dit is om jou sonde te kon vergewe? En waar ontdek ek dit? By die troon. So wanneer ek uit die troonkamer uitkom, wat dra ek saam met? Genade. As ek jou in sonde sien, veroordeel ek jou nie meer nie, want ek besef die krag van die bloed wat my gered het, die waarde van die bloed, en die autoriteit van die bloed om jou vry te maak.
Dan dink ek nie meer oor jou sonde, ek dink net dat ek vir jou genade moet gee. Hoekom? Dat daar vergifnis vir jou moet kom. Ja. Maar as ek nie genade het nie, wat is ek met jou? Ek hou jou sonde. Jy moet nie dink as jy kerk kom jam by die Here, jy's vry nie. Ek hou jou sonde. En as ons saamkom, wat doen ons? Beskinder jou sonde en jou geregtigheid, maar ek vergeet waar ek was. Amen. Ek vergeet wat dit is om genade te gee. Wanneer ek in die troonkamer ingaan, dan besef ek ook hoe ek gehuil het, hoe ek met God gepleit het om my te antwoord. Want daar besef ek weer hoe gebroken ek was. En as hy my nie help nie, wie sal my help? Want wanneer ek in die troon van genade kom, dan regverdig ek myself nie meer, want ek besef die waarde, wat dit vir jou beteken as die Here jou antwoord. Amen. As ek uitkom, en ek staan en ek sien mense, bid ek Here, vir wie kan ek vanmôre bid? Wie soek 'n antwoord by God? Dat ek hierdie kleed wat op my is, na jou kan kyk, ekskuus. En sê, Here, bid vanmôre, Vader. Here, sy's stikkend. Sy's angstig. Here, kyk. Niks, sy gedagte hardloop so met hom rond. Hy soek 'n antwoord. Hy soek iemand, en nie kom ek met hierdie genade. Wat doen ek? Ek bid vir jou. Want ek weet wat dit is om te voel God het geskuif. Want ek weet wat dit is as God nie antwoord nie. Amen. Daarom wanneer God antwoord, wat besef ek? Ek het genade by die Here gekry. Maar as jy nie die Here aanbid nie, en as jy nie die troon van die Here aangaan, as jy nie daardie lewenstyl ontwikkel nie, wat het jy dan? Wat het jy? Jy bid, maar dit gaan net oor jou en jou krisis, maar jy besef nie wat jy eintlik moet jy daar uitkom met genade. As ek daar in die troonkamer kom, dan besef ek weer die waarde wat dit is om gesond te wees. Maar ek besef wat is die waarde om nie elke dag pyn te hê nie. Ek besef wat die waarde is dat ek nie dood gegaan het aan 'n siekte of 'n krankheid of aan ellende nie. Want jy sien, as het met my goed gaan, kan jy maar aan pyn bly, ek worry nie, want dit is nie my pyn nie. Kom ons bid vir jou, want of jy sê jy eintlik die genade om te bid nie. Is dit nie? Maar as ek by die troon was, en God herinner my, dan kom ek kerk toe, of ek loop in die straat, dan besef ek as iemand vir my sê, ek het soveel pyn. Wat vra hy eintlik? Is daar nie 'n man, is daar nie 'n vrou, wat genade het, om vir my te bid, dat die Here my sal verlos van hierdie geweldige pyn, hierdie geweldige siekte. Amen. Dus wanneer ek in die troon ingaan, wat ek besef die waarde wat dit vir my is, dat ek kan uitkom en na jou kan kom kyk, en wanneer jy met my praat te besef, Here gee genade, dat u hom en haar sal genees. Want as ek met iets uitkom, het ek iets om te dra, is dit nie? Die woord sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor, in Matteus 12:34. Waarvan die hart van vol is, wat gebeur? My mond loop oor, amen. Daarom sal jy sien hierdie tussenfases van jou lewe. Die eendag kan jy die troonkamer ingaan. Jy kom uit en dit, halleluja, die Here het my gebed beantwoord. Wat doen jy vir mense? Jy wil vir hulle bid, amen. As jy ook sê, ek is jammer dat jy nie, broer, nee, suster, kom ek bid vir jou, hoekom? Want hy is die antwoorder van gebed. Amen, hy verander sake, amen. Dan
dan is daar 'n liefde in jou hart. Sê dan kom uit die troonkamer uit en die Here het my lief en ek kom uit en ek voel ek het die genade van liefde. Wat wil ek doen? I want to love you. Amen. Ek wil jou vashou. Ek wil jou vertel dat Jesus jou liefhet. Jesus gee vir jou om. Die liefde van Jesus is wat wonderlik. Amen, amen. Yes, amen. En as ek kon daar uitkom en ek besef die Here het my genees, wat wil ek doen? As jy roer en jy siek my maat, wil ek my hand op jou lê. Hoekom? Want die Here genees en die Here raak aan en die Here breek die bande en hy maak slawe vry uit. As ek al uitkom, en ek is vol van die genade van vergifnis, wat wil ek doen? Want ek praat vergifnis. Ek eet vergifnis. Ek drink vergifnis. Jy kom ook my ma, dit aan my genees. Wat sê jy? Want vergewe. Let the people go. Is dit nie? Hoe maklik vergewe, hoe daai ooit sonde. Ek worry nie oor hulle sonde nie. Hoekom? Want die bloed van Jesus maak slawe vry. Die bloed van die Here red hulle en vergewe hulle. Maar as ek nie in die troon gaan nie, wat het jy? Eintlik niks nie. Die woord sê daar, en ek wil vir jou gelees Lukas 7. Daar moet jy altyd oppas. Wat gaan eintlik in jou hart aan? Hoe voel jy wanneer jy met mense praat? Wanneer jy soms so 'n bietjie onnodig hard is. Hy sê daar in Lukas 7:47. Daarom sê ek vir jou, haar sonde wat baie was, is vergewe. Want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. As jy nie in die troon gaan, besef jy onthou nie meer wat het is dat jou sonde van ons onthou nie meer, is dit nie. Ek onthou nie meer hoe ek gelê en heilig vir God om 'n saak op te los. Ek onthou nie. Wat is ek dan met jou? Ek is hard met jou. Is dit nie? Maar as ek in die troon gaan en begin weer met God praat, ek wandel daar en ek besef wat genade eintlik is. Want onthou net, ek is deur genade gered. My gebede is beantwoord deur genade. Die Here het my gesond gemaak deur genade. As ek kan dink aan hoeveel motorongelukke kon ek gewees het, krisisse wat ek verbygekom het, ek sjoe, dit was nou amper. Maar wat was eintlik op my genade? Daar wil ek hê as jy Sondag kerk kom, en wat se kleed kom jy? Wat is die kleed van genade waarmee jy by daardie deur inkom? Kom jy met 'n kleed van liefde? As iemand vanmôre stikker, as jy dink, Here, daai ou bid, dat die liefde van Jesus hom oorskaar, dat die liefde van Jesus hom aanraak. Of jy kom in, en ek, Here, vir wie kan ek vanmôre bid? Want U is die antwoorde van gebed. Amen. Here, daar staan sy, my gees van Vader. Raak haar vanmôre aan. Maar as ek met niks aankom nie, wat het ek? Wag dat iemand iets anders te moet doen vir my, is dit nie. Jy is soos 'n reservoir, 'n stoortank. Daar kom water in, en hy maak vol, en dan moet water uitkom. As daar nie water inkom of water uitgaan nie, word die water vol. Is ek reg? As jy nie in die troonkamer inkom nie, kan daar nie nuwe vars water kom nie. Amen, hy sê mos, nuwe vars water sal by jou kom, praat hy met die vrou in Johannes 4, nee, ja. Maar as jy ook niks gee nie, word jy vrot. Want die tank, jy kan nie dit meer hanteer nie, so ek wil vir jou sê, jy moet toelaat, dat wat God vir jou gegee het, uit kan gaan vir iemand anders. Amen. En as jy nie leer om te aanbid nie, sê jy nie weet wat dit is om iemand anders te voel nie, want jy vergeet, toe jy in die gange van die dood was, hoe jy na God geroep het, is dit nie? Toe jy in die krisis van jou lewe was daar iemand wat moes kom bid het. Amen.
jy vergeet het, toe jy daar uitkom, uit die hospitaal uitkom, of uit die krisis uitkom, het genade by die Here gevind. Maar ons vergeet dit, ons dink, ek het aan by die Here nie gehoor sou wat. Dit was nie so major nie. By sonde was nie so groot nie. Ek wil vir jou sê, ongeag jou sonde, die bloed, moes daai sonde breek. Dit was die liefde van Christus en jou by God ingetrek. Maar as ek inkom in die kerk en ek het niks nie, wat is daar dan vir my? Dit sê mos vir my, jy het nie eintlik aanbid nie. Jy het nie eintlik na God gesoek nie. Want as ons hier kyk vanmôre, ken jy die ou langs jou regtig? Ken jy regtig die ou, al is dit jou vrou? Ken jy hom regtig? Jy ken hom. Ou voor jy sien ons kan ons haar lyk so smaak. Maar ken jy regtig die diepte van daai hart? Wat vanmôre sit in die Here. Kan daar nie 'n man van God of 'n vrou van God kom en vir my liefde gee nie? Kan daar nie iemand opdaag om vir my te kom bid nie? Want Heer, ek kan net nie. Ons kom in en ons soek. Maar sal dit nou nie wonderlik wees as jy gaan? Jy gaan spandeer tyd met die koning. Hier by Donderdag begin die Heilige Gees in jou werk. Dat jy 'n passie het met liefde. Sondag as jy by die kerk inkom, al wat jy sien is laaf. Amen. Jy waar jy nou ou lyk nie, jy weet nie wat hy dink nie, en dit pla jou op nie. Jy wil hom net hak, om lief hê, en wat sê hy dan? Die Here is goed. Dit is een van die storie, is dit nie? Of as jy 'n kleed van vergifnis het, wat doen jy? The Lord sets free, amen. Die Here genees, die Here verlos, die Here gee genade. Pastoor, ek weet nie, nee, ek weet. Jy weet nie, maar ek weet die Here gee genade. Die Here genees, die Here verander sake. Kom ons roep na die Here, hoekom? Want ek kom uit die troon uit, want ek weet wat dit is God die antwoord nie. Wat het ek? Ek het 'n kleed van die antwoording van gebed. Amen, en ek bid vir jou. Hoekom? Want ek het genade by God gekry om vir jou te bid, want ek weet wat dit is, dat die Here jou moet antwoord. Amen. So laat die water wat by jou inkom, weer by jou uitvloei. Anders raak jy vrot. Dan raak jy veroordeel. Ons almal was daar. As niemand so skeef soos jy nie. Jy dink jy's so nice. Jy's nie so nice as jy dink. Dankie pastoor, het jy vir my vrou sê, hoor sy hoor het vanmôre. My man. Hoor jy wat? Jy's nie so nice nie. Maar as jy van my troon af aankom, dan het hierdie embleme vir jou waarde. Is dit nie? En die bloed vir jou waarde, en die liggaam van die Here Jesus vir jou waarde. Want jy word 'n instrument in die hand van die lewende God. Amen, ek het jou laasweek gesien. Maar ek weet nie wat se stryd het jy deurgegaan nie. Ek weet nie wat het in jou lewe altyd gebeur nie. Ek weet nie die berg wat jy moet opstaan teen nie. Maar ek weet dit, as ek in die troonkamer kom, dan weet ek wat sê die woord. Die woord sê, praat met jou berg. Is dit nie? Sê vir jou berg, hy moet skuif. Amen, as daar 'n deur toe is, praat jy met daai deur. En jy gebied om oop te gaan. Hoekom? Want by die troonkamer ontvang jy die genade om kragtig te wees in die krag van die Here en in sy sterkte. Maar as ek nie aanbid nie, as ek nie tyd spandeer met hom, wat groot is en wonderlik is, hoe kan ek aan jou iets oordra? Ek kan vir jou sê die Here het lief, maar ek wil vir jou sê ek het dit nie. Amen. Jy kom ons by mense en sê, ek's 'n kind van die Here, maar jy ontdek niks by daai ou nie. Nie genade vir liefde nie, nie genade vir vergifnis nie, nie genade om gebeure te verander. Jy ontdek niks nie. Hoekom? Was nie by die troon van God.
Daarom is aanbidding so belangrik vir my en jou. Ek moet my hand opsteek. Ek moet verklaar dat hy goed is. Ek kan myself nie help om te dink aan sy wonders en sy tekens nie. Dis nie daar jy gaan in en kom uit en jy het hit en rand gedoen nie. Jy moet maar 'n bietjie tyd daar spandeer, is dit nie? So wat kan gebeur? En jy kan wys wie hy is en waar jy vandaan kom. Dat hy bietjie deur jou, ons sê ons o Here, laat my oë wees. Nee, ek dink baie keer wil ons maar net sê omdat ons geestelik wil klink en spiritual, nee. Laat my hande in hande wees. Maar sal dit nou nie awesome wees? As jy in die troonkamer kom en jou oë is gesalf, en jou hande is gesalf, en jy dra die kleed van genade, van liefde, en iemand kom net, en hou jou net vir 'n oomblik vas, hoef niks te sê, maar dit verander jou hele wêreld, is dit nie? As jy kom en iemand bid net vir jou en sê, kom ek bid vir jou. Kom ons vra die Here. En jy besef, kyk baie ouens vir jou, kom ons bid vir jou, en jy hoor woorde wat jy het, nou power, daar is nie genade nie man, want hy was nie daar nie. Ek soek nie 'n gebed wat nie daarvan afkom nie, want dit beteken vir my niks nie, dis net smaak, maar dit nie invloed nie. Wat wil ek hê moet gebeur? Dat God jou moet beïnvloed deur die Heilige Gees. Amen. Ek wil kerk toe kom dat ek beïnvloed kan word deur wie? Die kinders van God. Ek wil kerk toe kom, hoekom want ek soek 'n antwoord. Waar is die man? Waar is die vrou van genade van God om op te staan, om by my te kom staan en my hande omhoog te vertel en te sê die Here gaan jou vooruit. Die Here gee vir jou genade. Ek soek daai ou. Maar ons almal niks het nie. Hoe leef dan ons huis toe nie? Want niemand het van my gebid nie. Hoor baie keer mense, ek het soos 'n kerk gekom het, so het ek uitgegaan. Dit is boekdele, nee. Wat het jy nie gedoen nie? Jy het nie kom vra nie. Jy het nie gekom dat God nie kan opneem. Onthou net, ek kan niks vir jou, baie keer werk dit so. Jy kan baie keer in 'n krisis wees. Maar in 'n krisis is jy kwaad. God kan jou nie help as jy kwaad is nie. Nee. Hy hanteer jou. Jy kan inderdaad Samuel 2 Samuel 22 vers 22 aflees. Hy hanteer jou dat jy van hom dink. Amen. Hy hanteer, luister wat ek vir jou sê wat die woord sê. Hy hanteer jou sodat jy van hom dink. As jy kwaad is vir die Here, kan ek nie by jou kom en nie as God kan by jou kom nie. Want jy al almal verantwoordelik. Want God skuld jou, die wêreld skuld jou, almal skuld jou. Skuld jou niks nie. Maar as ek kom, ek is stikkend, ek vra genade. 1, 2, 3. Daar gaan hy ou op, is dit nie? 1, 2, 3 is daai vrou daar. Hoekom? Want die genade van God verander. Amen. Ja, maar as jy kwaad is, hy is ongelukkig. Dis moeilik. Luister vir my, dis moeilik om by jou te kom. Het jy gesien as jou vrou haar opbring of jou man? Wat so, los net jou pa uit, dat hy net kalm weer. Nou koop hy vir ons al 2 ijskream. Los, wie jy nou doodgaan, moet jy daar met jou ma omgaan. Jy gaan nie nou daar kom bys toe nie. Want daar is vleiende voorwerpe. Jy bly daar kom bys uit. Kan ek net vir jou sê, ek het nou nie so iets groot geworden, en ek het vandag toe werk hier in sy heelwels, en toe sien ek 'n vrou, en 'n man moes toe kamer soek vir vleiende voorwerpe. Ek het nou nooit gesien, het was awesome. Awesome om dit te sien. Ek was baie bang, gelukkig was ek in die kar en ek kon vanaf verby ry en ek myself, my maat, dit moeilikheid. Ja, so ek weet nie wat daar gebeur het, maar ek het 'n vreemde voorwerp gesien. En dit het my gelyk soos 'n koppie wat daar verby kom.
mag jy gaan hierdie week in die troonkamer van God gaan soek en vra, Here, wat se kleed sal ek Sondag dra? Wat se kleed môreoggend as jy opstaan? Wat se kleed is om my vanmôre? Ek vra, sit 'n kleed van liefde. Want ek het vanmôre God se liefde, is dit nie alleen te al beleef. Jy wissel, die gees van die Here wissel. Dan vir week het jy een ding, dan net so dan draai, dan jy weer 'n ander ding wat by jou werk, is dit nie? Jy sien liefde, dan sien jy genade, dan wil mense met jou nonsens kom praat, en dan sê, ken jy nie die Bybel nie? Amen. Hoekom? Want jy kom aan 'n kleed van genade. Jy sê, jy het probleem, dit is wat die woord sê, en jy sien 'n berg. Maar die ou langs jou sien 'n berg, jy sien 'n molsloop. Is dit nie? Dis die ou wat jy soek. Ons gaan dit nie maak, wat sê hy? Waarvan praat jy? Hoe groot is jou God? Maar nie kyk hoe groot is jou probleem nie, maar kyk hoe groot is jou God. Amen. Because all things are possible. Amen. Maar ek en jy, as ons nie daar is nie, hoe kan ek dit vir jou sê? Met mag. Onthou net die woord sê, toe Jesus kom, het hy hulle nie geleer soos die Fariseërs en die Sadduseërs, wat hy met hulle gepraat soos iemand wat het? Mag. Dis daai wat ek nou gesê, jy kan bid, maar ek wil vir jou sê, ek kan jou hoor as jou gees begin bid. Almal kan bid. Mooi gebede. Luister nie na die goed nie, ek soek die krag van God, wat vir my vergifnis bring, dat die Here my moet help, dat die Here my moet antwoord, dat die Here my vooruit moet gaan, dat die Here my moet genees. Dis die genade wat ek soek. Amen. Maar ek en jy gaan, en dat ons hierdie proppies oopmaak, water om in te kom, water om uit te gaan. En hier leef ek waar, in die fontein van die lewende God. Nee, ek leef in die voorhoewe van die Almagtige en ek prys hom. Want hier leef ek, en ek leef met lewende water. Amen. En as dit uitgaan, wat doen ek? En ek kom uit met wat? Met die genade van die Here. Paulus kom in Romeine 15:29 en sê, en wanneer ek na jou kom ek met die volle seën van wat? Van die evangelie van Jesus Christus. Kom met daai kleed Sondag, kom môreoggend as jy opstaan, vra die Here wat se kleed, en spandeer tyd. Ek wil vir jou sê, it's amazing wat in die troonkamer gebeur. Jy gaan daar uitkom en jy kom met 'n kleed uit, jy kan jouself nie help nie. En daai oomblik wat jy bid, jy weet waarvan ek praat. Jy gaan in en jy dink, yes, okay. Die Here met hierdie antwoord, daai antwoord, dan sit jy daar en begin jy bid en jy begin bid en ewe skielik voel jy, sure, daar's 'n kleed van genesing op my. Wat begin jy? Begin bid vir die siekes, is dit nie? Jy kom eintlik uit, jy wil eintlik gaan op die ouens lê, maar jy's te bang. Die Here werk nie saam met jou nie. Maar jy vergeet die kleed kom saam. Hy sê in my naam, nie wat jy doen. Nie in jou naam, nie in jou vermoë nie. Nie in jou mooi van jou woorde nie, maar in die naam van Jesus Christus. Amen. Wie sit daar met die my skoonpa met nou kwaad gemaak? Here help hom, want ek wil eintlik bid dat vuur van die hemel op hom neerdaal. Here, laat dit hom verbrand. Ek is okay, ek sal 'n begrafnis bywoon. Ek sal betaal af, maar doen 'n goeie job, is dit nie? En dan kom jy daar uit en volgende oomblik voel jy, I love you. Het ek het gesê, ek kom nie uit my mond, jy kan jouself nie help, is dit nie? Heb jy nou al beleef het, jy praat met iemand, dan sê jy iets, en kyk jy vir jouself sê, hoe sê jy dit? Jy het gesê, jy het nie gesê nie, man. Is dit nie? Kom jy daar uit en jy laf, is dit nie? Kyk nou môreoggend as jy tyd spandeer met die Here. Onthou as jy in die aand is dit anders, want dan slaap ons meeste. Moet my nie 11 uur bel, sê, pastoor, I love you. Jy kan dit tot so 10 uur doen, dan sê jy commit tot 10 uur, maar na 10 is jy nie so belangrik as jy dink dit is. Amen. Dat jy genade ontvang, as jy Sondag by die kerk instap, jou hande kan uitsteek en sê, roep die genade van vergifnis oor hierdie diens. Amen. Ek roep die genade van die antwoord van gebede.
Ek roep die genade van genesing vanmôre. Ek roep die genade dat mense barmhartigheid van God sal ontvang. Amen. Want ek het iets waarmee ek kom. Want ek kom met die seën van Christus Jesus. Amen. Ja, ons sê vir baie dankie vir genade en barmhartigheid. Ons eer U, want U is en bly 'n goeie God. Amen.